versterk deur 'n bietjie genade. In die tye toe ek nog halfmaratons gehardloop het, het ek iets ontdek wat ek eintlik nooit sal vergeet nie. Daar kom 'n stadium, gewoonlik so rondom 18 kilometers. Halfmaraton is 21 kilometers, waar jou liggaam net wil opgee. Jy tref die sogenaamde the wall, die muur. Jou bene voel swaar, jou asem voel kort, jou wilskrag begin wankel. En dan gebeur iets onverwags. Jy begin stap, 'n ander hardloper kom stap saam met jou en loop 'n entjie saam met jou. Of iemand uit die skare roep, jy kan dit doen. En skielik met daardie bietjie aanmoediging begin jy weer hardloop. Nie vinnig nie, maar jy beweeg. Jy kom aan die ander kant van die muur uit en jy voltooi daardie halfmaraton. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 10. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Petrus herinner ons dat God self ons oprig, nie net na lyding nie, maar juist deur die lyding of tydens die lyding. Hy gee alle genade, die soort wat ons moet gee wanneer ons wil ophou, die soort wat ons sterk maak wanneer ons swak voel, die soort wat ons standvastig maak wanneer ons wil wankel. Nou Shawn Achor in die positiewe sielkunde skryf in sy boek The Happiness Advantage hoe klein oorwinnings, soos byvoorbeeld om elke dag 'n ding te doen sonder uitstel, 'n progress loop, 'n vooruitgangssirkel of siklus skep, wat ons selfvertroue versterk en ons help om groter uitdagings aan te pak. En hierdie siklus van vordering is soos daardie entjie saamstap met 'n mede-hardloper. Dit bou momentum, dit herinner jou aan jou kapasiteit, dit bring jou weer aan die gang. So elke slag as jy vashak of jy voel jy kom teen 'n muur te staan, onthou, God sal help en kan help. Meer nog, vra vir God vir klein oorwinnings om dit vir jou te help gee en sien dit as tekens van sy werk in jou, selfs in die swaar kry. Leef geïnspireerd.